Goed, so in stroombane het ons 'n paar goed. Ons het ladings, elektrone wat beweeg en in my kop is hulle mannetjies of mense. Okay? Dan het ons weerstande en hulle is periodes en of vakke. Okay, jy kan hierdie in jou skryfboek skryf as jy wil of whatever. Dan so periodes en vakke, dan het ons ammeters en 'n ammeter is juffrou Forsie, juffrou Christel Forsie. Sy is die juffrou met 'n hart. Sy check, is jy okay? Nee, wag nee, dis nie 'n ammeter nie, sorry, dis die voltmeter. Sy check, is jy okay? Wat is daai Weerstand. Okay, dan het ons 'n ammeter. 'n ammeter is register. Periode. Dan, wat sê ons nog in 'n stroombaan? Mens het sê weer? Weerstande is periodes of vakke. Okay, jy het selle of 'n battery. Dit is jou huis. Dit, ek gaan nou weer deur daar gaan. So dit is nie broodjies nie. Dit is jou huis. So die elektrone of die ladings wat mannetjies, hulle dra energie. En daai energie is broodjies. En onthou ek het in my kop is dit Nutella broodjies. Kan julle dit imagine? Okay. Dan periodes of vakke neem energie. Okay, so jy gebruik energie as jy in byvoorbeeld wetenskap sit. Party van julle kan ek sien is al op empty. Okay, dan het ons die voltmeter, juffrou Forsie, sy check jou energie. Okay, so as ek praat van energie en broodjies is Samson. So juffrou Forsie check, soos is jy alright, hoeveel broodjies het jy nog in jou sak? Dus dan ly jy nie honger nie. Dan jou ammeter of jou register tel die hoeveelheid elektrone. Hy tel net hoeveel elektrone beweeg verby. So hashtag, en nou hashtag beteken die getal van of die aantal. Okay, en dan jou huis is waar jy energie kry. Okay, die broodjies kom van die huis af, nie van die snoepie af nie. Snoepie is nie jou huis nie. Okay. So as ons sê nou kyk, ons gaan gou twee tipe stroombane kyk. Ons gaan eers kyk na 'n serie stroombaan. 'n Serie stroombaan is waar jou weerstande in serie met mekaar. 'n Serie beteken in 'n reguit lyn. Okay, en dan het ons ook 'n parallelle stroombaan. En dit is waar jou weerstande in parallel is met mekaar. Okay, nou gaan ek gou inzoom in die een. Okay, so in die serie stroombaan sien ons nou daar reg, jy is by die huis en jy gaan die register gaan en dan het jy twee periodes vir die dag. Nou kom ons sê die periodes wat jy het is kom ons sê dit is L en dit is okay, kom ons maak dit. Ek moet nou dink. Is die L maklik of moeilik? Vir ons ouwe vandag was moeilik. Ja, vir dis het kom ek nou wonder. Kom ons maak dit iets. Wat is maklik? Wat is 'n maklike vak? Engels?
Engels? Engels is 'n lekker vak. Julle sien uit as julle hom sien as julle soos yes. Dis ons op punte. Okay, Engels en dan 'n moeilike vak. Okay, kom ons sê wiskunde. Okay. Goed. En kom ons sê by hierdie huis, as jy uitloop die dag daar met jou rugsak, daar's jou rugsak, dis nie 'n cape nie. Dan daar's jou hande. Okay, jy loop uit, dan kry jy 10 volts. So 10 toebroodjies in jou rugsak. Okay, so jy loop uit die huis uit, nou maak jy jou rooster oop en jy sien, vandag het jy register. Jy gaan inregister, goeiemôre, jy bid, jy gaan uit, daar gaan jy. Nee? So hy tel net wie's afwesig en aanwesig vandag. Kyk, jy geen toebroodjies offer nie. En dan beplan jy kyk dit Engels en wiskunde. Waarvoor het jy meer energie nodig? Wiskunde. So jy kan nie jou broodjies verdeel 5-5 nie, want jy gaan nie deur wiskunde kan kom nie. Okay? So jy gaan jou broodjies verdeel sê nou maar 2-8 byvoorbeeld. Okay. So hierso gaan ons mannetjies. Almal gaan deur die ammeter. Dan net voordat jy daar by Engels kom, loer juffrou Forsie in jou sak. Die juffrou met 'n hart. Sy wil check, is jy okay? Hoeveel toebroodjies sien sy is in jou sak voor Engels? 10 wat jy nog niks het nie. Na Engels, hoeveel is oor? 8, want jy het nog net 2 gebruik. So wat meet 'n voltmeter? Nee, Lukas, kom hierso. Nora. Nee, my liefie, ekskuus, ek is nie daar om te sien nie, hoor. Jy kan hierso papiere knip as jy wil. Okay, so daai voltmeter meet jou verskil in jou potensiaal. Hier is dit 10, hier is dit 8. So hy meet, ons sê hy praat van potensiaal verskil. Verskil delta. So hy sê 10 minus 8 en dit gee vir jou 2 volts. Ja. Ek gaan nou vir jou weer gee, my liefie. Hierso druk jy slanggaatjies, Philip. Druk slanggaatjies. Okay. Goed, nou loop jy. Voor wiskunde kom jy daar aan, jy verloor gou vinnig in jou sak. Hoeveel toebroodjies het jy daar? 8. Na wiskunde, hoeveel toebroodjies het jy in jou sak? Niks. Hoekom want jy gaan reguit huis toe waar jy nog 10 toebroodjies kry en as jy hele ma soos my ma is, as jy teruggekom het met 'n vol kosblik was nou moeilikheid. Ja? Ek maak nou al so met hulle as hulle terugkom met hulle kos, dan kry hulle dit in vir die volgende dag. En die volgende dag. So gaan ons kos mors nie. Nee? Okay. Goed. So, daai gee vir jou 8 volts. Dis okay. En dan gaan ons huis toe, almal. So jy kan sien, die ladings wat loop, moet almal presies deur alles loop. Hy het nie 'n ander pad, 'n shortcut wat hy kan skoolbank of wat ook al nie. En wat ons ook sien is hierdie volts wat ons daar het word opverdeel in die verskillende weerstande. So ons sê dit is potensiaalverdelers. Okay? Nou kyk ons na 'n parallelle stroombaan. Okay? Nou gaan ons sê goed, ons het weer, wat het ons gesê Engels? Engels en wiskunde. Sê jy? Wat sê jy kies? O, regtig? Okay, ja. Lukas, asseblief raam met hom. Okay, goed. Nou gaan ons hier weer met jou 10 toebroodjies in jou rugsak. En daar loop jy nou. Almal gaan deur die ammeter, deur register. En hy neem die toebroodjies nie. Nou kom jy voor 'n crossroads. Nou het jy 'n keuse. Of Engels of wiskunde. En maak nie saak watter een jy kies nie. Jy gaan nog steeds matriek kry en jy gaan nog steeds universiteit toe kan gaan en swat net wat jy wil. So wat sal jy kies, Xavier? Dis nie die antwoord wat ek soek nie. Wat sal jy kies? Okay, wie sou Engels kies? Net vir interessantheid. Alrighty.
Okay. Goed, so oor die algemeen sou meeste mense Engels kies, want oor die algemeen is dit 'n bietjie makliker om deur te kom as wiskunde. Okay? So die mannetjies, onthou hier stap nie net een mannetjie nie. Hier is baie mannetjies. In ons klas is daar 20. En julle almal kom uit dieselfde huis uit. En julle almal kry 10 toebroodjies. Okay? So 20 mannetjies, so van die 20 split hulle nie even Stevens op nie. Okay? Hulle split op dalk 12, 8, dalk 1, 19, weet jy. Okay? So hulle, die mannetjies split op, die stroom split op. So jy sal sien ek maak altyd seker 2 pile. Okay. Nou waar trek ek met my vrae? Xavier, jy het gesê jy kies wiskunde. Okay. So hier stap Xavier, voor wiskunde. Hoeveel toebroodjies het jy daar, Xavier? Jy het 10 toebroodjies. En na wiskunde, hoeveel toebroodjies het jy? Hoekom? Dit is alles opgebruik, jy het net 1 periode vir die dag, dan gaan jy terug huis waar jy nog 10 toebroodjies kry. Okay? Dan so daai voltmeter lees 10 volts. Frederik, wat sien kies jy? Ook wiskunde. Hè? Okay, dit wil ek hoor nie. Leandri, wat kies jy? Okay. Leandri, hier stap jy. Voor Engels. Ek gaan vir julle 2 pak slaap leer. Saggies. Voor Engels, hoeveel kry jy, Leandri? 10. Na Engels, hoeveel? Hoekom? Yes. Okay, so jy gaan huis toe met 0 toebroodjies. Daar stap, kom hulle almal weer by mekaar en hulle stap. Okay, so wat ons sien hier is die volts is in parallel eweveel. So sê, in parallel is dit stroomverdelers, mannetjie-verdelers, maar die toebroodjies, die energie is dieselfde in parallel. So ons gaan nie sê, dit is 10 plus 10 geef my 20 volts nie. Elke parallelle tak het presies dieselfde hoeveelheid. Okay, is julle met my? Goed, so dit is 'n vinnige recap van graad 10. Nou gaan ons by bladsy 1. Okay, so jy hou daar in jou agterkop, ek gaan terugkom na hom toe. En ek gaan net vinnig deur bladsy kwart voor. Ek wil sê bladsy 1 en 2 scan en dan is ons klaar vir die dag. Okay. So wat is elektrisiteit? Elektrisiteit is ladings in beweging en ons kyk spesifiek met ladings in beweging na die heel laaste ene, metale. Metale of vaste stowwe is dit elektrone wat beweeg, maar jy kry ook ander tipe stroombane, want hoekom kan jy, as jy in water 2 sê met jumper cable sit en jy konnekteer dit aan elektrisiteit, hoekom gaan jy shock in water? Want in water is daar ook elektrisiteit wat kan beweeg of 'n vloei van ione of ladings, maar daai ladings in water of in elektrolyte is ione wat vloei. Ione is goed soos nitraat-ioon of koper-ioon of silwer-ioon of wat ek al. Daai is ione wat in vloeistowwe beweeg en ons gaan daarna kyk in graad 12. Gaan ons eintlik selle bou, 'n battery bou en ek het uiteindelik die chemikalie bestel, so volgende jaar kan ek vir die eerste keer in 5 jaar 'n sel bou. It's exciting. Gaan jy weer volgende jaar skool? O, ek praat asof ek gaan hê. Who knows? As daar 'n nuwe hoofstel kom, kan hy of sy vir my sê, "Cheers. Wat maak jy hier?" Of juffrou Salome kan vir my sê, "Cheers." Of hulle kan iemand anders aanstel. Ja, thanks, Andri, maar ek gaan my nie doodhuil nie. As ek nie. Nee, julle sal nie. Dis dan maar net. Okay. Goed, so we will see. Kom ons kyk eers of ons die jaar oorleef met my en julle. Alright. En dan in gasse, soos in neonligte, kan daar ook elektrisiteit wees wat vloei. En daar sit ook ione wat vloei in teenoorgestelde rigtings. Okay, maar dit is meer gelaaide deeltjies as ione soos in daarbo. Okay, so ons werk meeste van die tyd obviously in hierdie hoofstuk met stroombane met metale. Okay, en ons het nou gesê dit is elektrone wat beweeg en elektrone beweeg eintlik van negatief na positief. Maar ons werk met konvensionele stroomrigting
En dit is die vloei van positiewe deeltjies, so positief gelaaide deeltjies, vanaf die positiewe na die negatiewe pool van 'n sel in 'n battery. Wat sê jy? Wat? Ek het nie nog nie, weet jy. Sy is by aan die. Okay. Goed, nou, ons kan slegs 'n stroom hê. Nee, jy kan 'n groot stroombaan hê met klomp tipe goeders in. Maar jy kan slegs 'n stroombaan hê as jy twee goeders het. Daar's twee kondisies. Anders kan ons stroom nie vloei nie. Nommer 1, wanneer jy 'n energiebron het, soos batterye of 'n sel of 'n generator of wat ook al iets wat energie gee. En wanneer jy 'n geslote stroombaan het. Okay, so hierdie ding wat ek julle hierso wou wys, het ek dadelik ander batterye gaan haal by die huis, want ek het gedink dalk is die bron foutief. En dan tweedens het ek gesê, goed, hierdie ding is dalk nie lekker nie. So dis so ek weet, want hierdie ding moet mos eintlik, het ek vir julle gesê, moet eintlik beweeg en draai en skuif, né? En ek gaan dit nog uitfigure, om dit julle te wys, maar dis hoekom ek geweet het, hier is iets nie fout nie, so of een van hierdie draadjies ergens is nie lekker nie geslote stroombaan nie, of die batterye is pap, nie geslote stroombaan nie. Okay, is julle met my? So daai as jy ooit hierdie tipe goed moet bou, of by die huis, en jou iets werk nie, dan check jy vir daai twee goeders. Okay, dan die komponente wat jy nou hopelik ken, jy ken 'n sel of 'n battery, jy ken 'n skakelaar, jy ken 'n gloeilamp, voltmeter, ammeter, 'n weerstand. Dan moet jy ook 'n verstelbare weerstand ken. Nou in ou handboeke of in tegnologie en in graad 9 en NW dink ek, het julle baie keer gewerk met sulke goed. Of jy tog daar is baie lelik. Met sulke tipe goeders, né? Nee? Daar's 'n ou tydse simbool, gebruik dit nie meer in wetenskap nie. So wanneer julle mense dit nog gebruik, sê hulle is ou tyds. Okay, so 'n verstelbare weerstand is ook so 'n blokkie met 'n streepie deur en sy ander naam is 'n rheostaat. 'n Rheostaat. En waar gebruik ons rheostate? Elke dag gebruik jy dit? Ja, ek kan dan nie wag. Ja, dit is soos 'n charger en 'n dim light. Ja, ook hier so, hierdie is 'n rheostaat. Want hy maak dat hy 'n kleiner of 'n groter stroom hierdeur gaan. Dit verander die weerstand van dit jy gebruik het. As jy jou souster se crispiness verander, of jou mikrogolf se bils, of jou stoof se graad Celsius of wat ook al. So jy gebruik hom everyday, of die volume knoppie van jou radio of CD-speler. Wie het nog 'n CD-speler by hulle huis? Okay. En 'n kassetspeler. Okay. Goed, dan die volgende bladsy is elektriese stroom. En daar is eintlik ons nou 'n hoofletter U vir stroom en in Engels is dit current. Okay, dit sê daar, elektriese stroom is die hoeveelheid lading per sekonde verby 'n punt. Okay, nou julle het al hierdie goeders gedoen. Die hoeveelheid lading, ons het in die eerste kwartaal 'n hoofstuk gedoen oor lading. Wat die simbool van lading is? Q. Die woord per beteken wat? Per beteken ja. So hoeveelheid lading per sekonde per tyd. So stroom is die hoeveelheid lading per tyd. En hierdie formule is op jou datavel. Jy kan sien dis net gerangskik vanaf daai ene. En onthou, formules moet jou help om definisies te onthou. So, hoeveelheid lading per tyd. Lading word gemeet in coulomb, stroom in ampere en tyd in sekondes. Stroomsterkte word met 'n ammeter gemeet. Daarvoor het ek aan die begin van die periode vir julle 'n ammeter gewys. Hierso. Ek het julle 'n ammeter gewys en hy word in serie gekonnekteer. So binne die stroombaan, hoekom? Want ons wil hê die lading moet deur hom beweeg om hom te tel. Okay? So ek het vir jou laas jaar gesê dit is soos daai ou tydse winkels wat as jy deur die deur beweeg gaan hy ping ping, né? Nee? Jy onthou dit? So hy tel hoeveel keer jy daar verby beweeg.
Okay, en daarom het 'n ammeter baie lae weerstand, wat beteken hy vat nie volts nie, hy vat nie toebroodjies nie, hy vat nie energie nie. Dan het ons die elektriese potensiële energieverskil of potensiaalverskil. En die definisie daar is, die potensiaalverskil tussen twee punte in 'n stroombaan is die hoeveelheid arbeid verrig of energie oorgedra per 1 coulomb lading wat tussen die twee punte verby beweeg. Okay, so ek wil hom vir jou teken. So sê nou maar, jy het nou jou stroombaan hierso en jy het daar 'n weerstand. Ek gaan inzoom. Okay. Dan het ons nou gesê, ek het die hele tyd gepraat van energie en toebroodjies, né? Nee? Dan het ek weer gevra, hoeveel toebroodjies gebruik jy in daardie weerstand? Nou, ons het gepraat van toebroodjies en volts, maar eintlik is dit hoeveel energie, joules, dit die mannetjie verg vat om daardeur te beweeg. Okay? So per mannetjie, hoeveel energie vat dit? Per mannetjie, hoeveel toebroodjies vat dit? En daai is jou volts. Okay? So ons werk in ons koppe eintlik met 'n 1-to-1 ratio, maar eintlik is dit, sê nou maar dit vat 10 joules per mannetjie, per lading. Dan is dit 10 volts. Waarvan ons praat. Okay. So hierso gaan ek weer lees, dit sê daar, die hoeveelheid arbeid verrig of energie oorgedra, die hoeveelheid joules per gedeel deur 1 coulomb lading per mannetjie tussen twee punte. Okay, so as jy daar kyk, is die energie arbeid is W. Arbeid in Engels. Waar is daar? Arbeid in Engels is work en dis hoekom dit 'n W is. Okay, so work, arbeid per lading gee vir jou volts. Okay, en hulle hou daarvan nogals om hier 'n 3-punt vraag te vra vir jou. Soos, hulle sê vir jou die volts is 20 'n volts. En dan vra hulle vir jou maar hoeveel energie vat dit? Dan moet jy sê 20 joules. Okay. So potensiaalverskil kan ons slegs sê waar energie toegevoeg word, so oor die battery gaan jy potensiaalverskil hê, of waar energie verbruik word by 'n weerstand. Okay? Hy word gemeet met 'n voltmeter wat in parallel geskakel word en 'n voltmeter het 'n baie hoë weerstand. Okay, wat beteken dat geen mannetjies daardeur wil beweeg nie. Okay, is julle met my? Yes? Okay, julle kan maar wegpak.